Hartlike goeiemôre, hier van my kant af Stanley, en ons saai uit vandag vanaf Brits, by die Kruger woning, by die pastorie woning, hier so in Brits. Prys die Here, ons wil julle vanoggend verwelkom. Dit is 'n Sondagoggend uitsending, en die Here het ons al so mooi deurgedra tot op hierdie punt toe, en ek en my vrou is so dankbaar in ons hart vanoggend weer eens, vir almal se uitreik na ons toe, wat dit vir ons in die vlees ook bietjie moontlik maak om rus te kry, en bietjie, soos hulle sê, te lawe, dat ons weer die pad vorentoe kan vat, en ook saam te kan kuier, daar waar ons is, so ons kan net die Here loof en prys. Ja, so as jy wil weet, waar saai ek uit, ons is vanoggend by die Kruger woning, vir jy wat nou eers inskakel, hier so in Brits, in die Noordwes provinsie, dit is net so eentjie uit Pretoria, as jy geen idee het waar dit is nie, so dis waar ons is, en ons weet die Noordwes is huge, so is nie te sê as jy die Noordwes is, jy is altyd naby in Pretoria nie, en dit het ons maar met 'n skok uitgevind, want ons nou gehoor het, laas jaar van Dellery wil, is daar naby Michelle en Henry, dalk kan ons daar oorslaap, nee, dis baie ver van Michelle en Henry af, nou ja, prys die Here, hartlik welkom vanoggend, ons is opgewonde om hier te wees, terwyl ons die geleentheid gee om dat almal inskakel, asseblief deel die boodskap na jou Facebook tydlyn toe, na jou WhatsApp status toe, en dan na die tyd laai ons video's ook op ons YouTube channel, met die Aanlyn Kerk YouTube channel, ons het 'n Telegram channel, waar ons die audio en video oplaai, so as jy nie een van die platforms het nie, kan die Telegram gaan, en dan het ons ook 'n WhatsApp channel, en ek wil jy aanmoedig, gaan volg ons WhatsApp channel, daar sit ons al ons daaglikse dingetjies op, en ons roadtrip wat ons mee besig is, en so aan, kan jy al die foto's sien, en dan kan jy ons volg, ja, so ons is besig met 'n roadtrip, ons het vroeër van die jaar konferensie gehad, dit was in Oktober gewees, vroeg Oktober, en so 3 weke daarna, toe begin ons roadtrip, einde van die jaar 2025 roadtrip, en ag, wat 'n heerlikheid is dit nie, tot dusver gewees nie. En ek dink, mens kan nooit eintlik 'n hoogtepunt uithaal nie, want oral waar ons kom is net elke saak uniek en lekker en opgewonde. Maar ek dink gister was ons by Forest Farm, daar by Willie, en dis 'n serebraal gestremde instansie, en ek sê vir jou, wat 'n ondervinding, en wat 'n heerlikheid. Ek het nie verwag wat ons daar gekry het nie. Ons was uit die veld uit gewees, die meelewendheid, die opgewondenheid, die harte wat oop is, net om die Here te wil dien. Almal wil hemel toe gaan, almal verstaan, hier sal nie glo nie, elke persoon, en die een is nou meer gestrem as die ander een, en die een het bietjie meer breinskade as die ander een, as ek dit so kan noem, ek hoop ek gebruik die regte terme, ek wil nie afbreekend klink nie, en tog almal verstaan, en almal praat, en toe ons gister, en ons het in Engels opgevoer, ook gelukkig, ons het gedink die meerderheid is Afrikaans, toe is die meerderheid Engels, en dit was net so 'n heerlikheid gewees. So baie dankie vir julle wat dit kon maak, wat gegaan het, en julle wat ondersteun het live op Facebook. Wow, dit was net amazing gewees. En ek kan vir jou sê, ek dink ons het nuwe vriende gemaak, en gister, ons het lekker gesels en gekuier, ons het gedink, ag, 'n uur gaan verby wees, dan gaan ons huis toe gaan. Toe dit hulle etenstyd is 4:30, en toe besluit ons, nee, nou moet ons ry, want hulle kan nou nie anders nie. So ja, ons het 2 uur aangekom, 4:30 het ons gery, so die etenstyd was het ons seker tot 6 hierdie aand almal gekuier. En Willie kom na my toe, hy sê vir my, oom, hoor gou hierso, kan julle nie konferensie hier kom hou nie? So ja, so fluister hy so in my oor, so ja, hulle is opgewonde, en ek dink, baie keer kyk die mense maar skepties, baie keer na die bediening, en dis kom ek vir julle sê, ons moet nie skaam wees oor dit wat die Here doen en die bediening nie, want ook gister die staf daar so, hulle was uit die veld uitgeslaan, hulle het met ons kom gesels, hulle was so opgewonde geweest, en dan kom baie kerke verby, dan kom baie instansies verby, hulle het so 'n hele program tot die einde van die jaar, wat alles nog daar gaan gebeur en so aan, en ek kan vir jou sê, as die Here die hart aanraak, dan verander die mense gesig, sy gesindheid verander, sy uitspraak verander, dit is net amazing, dan moet jy daar konsentreer, en dit was my so cute geweest, tot 'n klein Alyne was daar geweest, en sy het gekuier, kyk, daai kind kuier mos met almal en alles, sy het nie 'n saak nie, en
op 'n stadium toe vra die een vroutjie vir my, sy sit ook daar in die rolstoele goed, sy sê, het jy nou verstaan wat die ander ou gesê het, want die een oom hier daar so praat baie swaar, so jy moet konsentreer, ek sê vir jy het amper kopseer as jy daar wegstap, maar jy hoor op die einde van die dag en jy konsentreer, en nou sit Alina ewe kort daar, nou praat ek met hom Daniel, en goed, dit baie keer moeilik is om te verstaan, en Daniel sê, hy hoor niks. En nou sê ek nie, hoe het hy gekonsentreer? Sy sê, ag, ek het dit van die begin af so gedoen. Ek sê, dis oulik, ek sê, hoe het jy dit geweet? Nee, ek weet dit net, ek weet net hoe om dit te doen. En sy het met almal gesels, so dit was 'n groot belewenis, ja, en ons het gesien, almal in die bediening, vir al die klomp Kaapenaars, Weskussers, waar almal daar gewees het, en ag, dis net so lekker gewees, om julle ondersteuning te kry, dit het gemaak, dat ons sommer net voortgegaan het. En nou, ons het nou lekker, nadat ons afgesit het, lewendig, het ons nog lekker paar liedjies saam gesing, en so dan net lekker saam gekuier, so dit is net 'n heerlikheid daarso. So bid ook vir almal daarso, dat die Here ook hulle sal ondersteun, en ook die mens weet, maak nie saak, wat is sy kondisie nie, die mens weet om sy hart vir die Here te gee. Ons het dit weer eens gister agtergekom, maak nie saak of jy nou kan praat of nie, en of jy nou hoe gestremd is nie, die mens weet, hy moet sy saak met die Here regmaak. En ons het dit beleef, ons het dit gesien. So bid ook dat die wat die woorde ontvang het, dat hulle ook wel hulle harte vir die Here sal oopmaak. So prys die Here daarvoor. Baie dankie weer eens, vir die wat nou eers ingeskakel het, ek sien die getal het nou eers hier na die tyd bietjie geklim, ons is hier so by Henry Michelle se huis in Brits, so dit is waar ons uitsaai, ons slaap nog vanaand hier oor, as jy die wil van die Here is, ek hoor Karen met Dinsdagoggend hier uitsaai, maar ongelukkig gaan dit in Middelburg wees, so vir die wat nog nie die program op datum het nie, as jy die wil van die Here is, môre op 'n stadium, gaan ons Middelburg se kant toe, dan gaan ons heel week daar wees, en dan met die einde van die week, dan gaan ons terug gaan Johannesburg, Alberton se kant toe, dan gaan ons weer daarso wees, en dan van daar af gaan die pad dan weer verder, en dan ons gaan eindig by Mossel Bay, die einde van die maand, en dan as dit die wil van die Here is, dan gaan ons terugkeer huis toe. En ons verlang ook nou al eintlik, al na, nee, ek verlang nogal so klein bietjie. Daar's 'n klein kind wat daar so wat 'n mens na verlang. Maar ek verlang regtig na my kinders ook, en almal wat daar is. Het vooraf saam baie geniet. Paula het verskriklik lekker ook daar gekuier. Ag, en dit was net so lekker geweest daarso. So as daar weer so 'n geleentheid is, en jy is in die omgewing, en die vervolg, doen die moeite, dit verbreek jou hart, en dit is wat ons soek baie keer dinge van die Here af, en baie kere is dit asof ons so moan en groan oor ons kondisie, en ons situasie, soos wil jy sê, ek wil nie lewe nie, en ek kan vir jou sê, daag jouself uit, daar is nie 'n ander manier nie, en ons gaan volgens 'n bietjie deur die woord gesels, rondom dit, daag jouself uit, ons moet onsself uitdaag, jy moet uit jou gemaksone uitkom, al is dit baie keer iets fisies wat jy moet doen, en ek kan vir jou sê, gister op pad toe dink ek in my hart, Here, ek en Karen het hier 'n bil gepak, wat ons het geen idee om wat om te verwag nie, so dit is so uit ons gemaksone, dit is nie eens waar nie, en tog het die Here gekom, en ons hart is verruim. So ja, Forest Farm is van nou af op die agenda, ons moet gaan kuier, dinge gaan doen, so nou weet ons wat om te verwag, en hierdie keer gaan ons meer melkterte moet vat. Baie meer Net so by the way, wink wink vir die melktert skenkers. Ons gaan definitief 'n paartjies meer moet vat, nou, maar nou weet ons daarom so 'n idee, wat om te verwag. Ons was kon jaloers, sê Ruwaida, wow, dis so awesome, hoor ons haar van almal, daar sy, dis so lekker. Ja, ek het gister gesien, Isie en Koos is bietjie tranerig om afskeid van ons te neem, want hulle lyk my wil saam met ons huis toe gaan. Hulle het op 'n stadium vir Karen gesê, maar ons moet net op pad onthou om hulle op te tel, want hulle wil ook huis toe te vat. Hulle sal babysitting doen anytime, enige job description, hulle sal hom vat daai kant. Daar sê maar baie dankie vir julle liefde wat ingeskakel het, en wat laat weet het hoe dit, en
ons aangemoedig het en so aan, dit is net amazing. En van die mense wat op die channel bygekom het gister, was wel van Forest Farm geweest, net om die in te lig. So ja, hulle volg ook na ons bediening. Dankie vir Roland en Ria dat hulle ons opvoering vir ons Kyk, Roland en Ria se oor het seker gister so gemaak, zing, zing, zing. Ons het gelag en ons was moedeloos saam en al hierdie dinge, het was net lekker geweest. Ons het 'n paar dae hulle besig gehou met ons gesiggie en oom situasie, te vergeet is wraggies 2 reëls. En 2 van die maklikste reëls in die hele gesprek. Maar nou ja, julle het nie by die huis geweet nie, dit het daarom gevloei. Ek het gisteraan deur geluister om te dink, jog, het ons iets groots gemis nie, sien ek nie. Die groot goed het ons gehad, was maar net so 2 sinnetjies wat nie daar was nie. Maar nietemin, die Here het gewerk en hy het antwoorde gegee. Maar voor ons gaan begin, ek gaan vanoggend praat oor die hoë roeping, of baie sal sê the high calling, as jy nou al die Engelse woord gehoor het. Lag almal net so lekker. Wanneer hulle kuier is ons jaloers. Dis sy goeiemôre. As hy, kom ons bid en dan gaan ons voort met ons diens. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê dat u 'n groot God is, groot van goedertierenheid en barmhartigheid en een wat berou het oor die onheil wat u gespreek het, Vader. Wanneer ons so dink aan Ninive se saak ook en u het vir Jona gestuur en toe Ninive hulle bekeer, Vader, het u hulle onmiddellik vergewe. U het nie nog daaroor getop en gedink en geredeneer, moet ek dit doen of nie, en soos wat ons altyd sê, ja, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Vader, u het vergewe, u het vergeet, u het nie u wraak en die toorn oor Ninive uitgestort nie, maar Vader, Jona, wat nou hierdie godsdienstige man was, wat u gevolg het en wat deel was van u volk, hy was vertoornd, want hy wou gesien het hoe die wraak van u oor hulle vyande uitgestort word. En hy was kwaad, hy was verbitterd in sy hart gewees, selfs toe hy vir hom 'n wonderwerk gedoen het. En tog in daai opstand van hom het hy hom in liefde geantwoord, het hom in liefde uitgesorteer en met hom gepraat, Here. En wanneer ons na al hierdie dinge kyk, dan sien ons die liefde van U. En dit is wat ek die laaste tyd besef in my hart, die liefde van U. Want so lief het U, Vader, die wêreld gehad, dat U enige gebore seun gestuur het, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Vader, en dit het my gister so getref, nie hy wat het gesê elkeen wat in my glo, nie net sekere mense nie, elkeene, want dit is nie die wil van U dat een verlore sal gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal beerwe. Vader, en dit is die werk van U op aarde, is om ons siele te red van die bose, te siele te red van die ewige wraak en vuur en poel van vuur wat daar is, Vader, want dit is die regverdige oordeele. Hemelse Vader, ek wil vra dat U ons vandag ook sal lei in hierdie diens en dat U my sal help om die regte woorde te spreek en dat dit woorde van waarheid wees, woorde van stigting, woorde wat vrymaak, vermaaning, lering, wat ons ook al nodig het vanuit hierdie boodskap, dat alles in die wysheid en in die liefde en in die krag van U sal geskied. Vader, ek wil ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat ongesteld is. Here my God, ons roep U aan dat U asseblief ook sal genees en hulle sal help dat hulle dit kan verdra en dat hulle sal deurgaan. Here, ons het hierdie week met baie uitdagende situasies te maak gehad, kroniese siektes, ek dink aan my swaar in die hospitaal ook, of in die ouete huis, kronies lê daar is bedlêend, Vader, en toe ons gister weer by Forest Farm was, dan besef jy, Here, jy kan net vir die siel bid, jy kan net vir die innerlike bid, dat die innerlike sal staande bly te midde van die liggaamlike kondisie. Vader, almal wat behoefte het, ons bid dat U sal voorsien, ons wil ook bid as gemeente weer eens saam vir Boortjies met haar swangerskap, dat U haar sal bewaar en haar liggaam gesond sal hou en ook vir babietjie gesond sal in die lewe sal inbring, al klaar is U besig, Here, en harte te werk om ook, Here, daar te ondersteun en te help, en Here, ons wil vra dat U vir Deborah en Wallies ook die wysheid sal gee, as babietjie gebore is, wat om te doen, wat se rigting om in te gaan, met die verpligtinge wat hulle op die stadium het, bewaar hulle in gesondheid ook, en so ook almal, Here, wat ek nie van persoonlik ken, wat se name ek nie ken vandag nie, wat in situasies sit, wat nodig het, Here, my God, wat nodig het om net deur U versterk te word en genees te word en deur U hand voorsiening te ontvang. Ons wil vra, Vader, dat U dit sal doen volgens U groot genade, wil en barmhartigheid in Jesus se naam. Amen. Daar sê, wat 'n lekker gelag was so cute gewees. Wat het hulle geweet?
dat ons iets vergeet het. Maar ja, dis daai een sinnetjie, maar daar was 'n ander sin ook gewees, Deborah. Nie daai een sinnetjie nie. Maar nietemin, ek gaan Sê haar oor was vol trane, maar Lise was altyd vol trane. Sy het net so. Dit was so 'n heerlikheid en lekkerte gewees. Maar nietemin, ons is vandag hier, ons gaan met mekaar gesels, sodat iets vir ons duidelik word. En ek dink baie dinge wat ons die laaste tyd oor gesels het, die boodskappe wat al reeds begin het, voordat ons met die roadtrip begin het, nog eintlik al voor die konferensie, dink ek kan ons begin saamvat rondom 'n skrif in Filippense. Nou, as jy jou Bybel het, ek gaan net eers die een vers lees, en dan gaan ek so 'n bietjie rond dwaal na ander skrifte toe. So, kom ons lees net die een vers, en dan gaan ek vir julle verduidelik hoekom hy dit sê, so waar kom hy vandaan om uiteindelik hierdie stelling te maak. So Filippense 3, vers 14, ek gaan net vir ons eers die vers lees, Filippense 3, vers 14, kom ons lees daarso. Dis 'n lekker dat Michelle hier so is, want dan hoor sy sommer dadelik wat is die skrifverwysing, want ons weet, as ek lewendig is, jy is omtrent so 'n half minuut agter, en dan kom dit eers op, so ons is bewus daarvan. So Filippense 3 vers 14, so Peer is bietjie agter, sorry Peer, as jy nog die skrifte gaan opsit vandag. Jammer, ek het dit nie vroeër opgesit nie, maar dit gaan bietjie druk hierso, en so op die nippertjie kry jy nou eers die boodskap ten volle in jou hart, dan weet jy wat om te lees. Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou ongelukkig, as ons net na hierdie een vers kyk, fokus almal net op die hoë roeping. Maar net hierdie eerste vers sê al klaar in die begin, wat behels die hoë roeping. Nou Hebreërs 3 vers 1 praat van die hemelse roeping. Ek gaan dit nie daar lees nie, ons kan die skrifverwysing opkry. Hebreërs 3 vers 1 praat van die hemelse roeping. So die hoë roeping of die hemelse roeping is presies dieselfde. Nou ons gaan volgens 'n bietjie loer en kyk waar kom hierdie hele gedagte vandaan van die hoë roeping. Nou ja, ek dink voor ek aangaan, kom ons lees dalk net gou nog die een vers hierso in Romeine, en dan gaan ek lekker met julle gesels, waar kom daai gedagte vandaan. Dis in Romeine 12 vers 16, ek gaan so derentyd ook terugverwys na hierdie skrifgedeelte toe. Romeine 12 vers 16, kom ons lees dalk net gou daarso. Hy sê, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. So hierso word ons vermaan om nie eie sinnig te wees, met ons eie idees en ons eie gedagtes besig te wees. Voordat jy 'n stelling maak, voordat jy spreekwoord aanhef vanuit die woord van die Here uit, voordat jy net so maklikheid aan 'n se monde uitpraat, sê die woord, moenie eie wys wees nie, voeg jy by die nederige, moenie na hoë dinge streef nie. So spreek hierdie twee skrifte mekaar te, moenie na hoë dinge streef nie, en dan praat hy ook van ons hoë roeping in Christus. So kom ons kyk so 'n bietjie wat behels hierdie gedeelte. Nou wanneer jy terugblaai, toe ek wel hierdie gedagte in my hart gekry het, toe gaan blaai ek terug na Filippense 1 toe, om te sien waar kom hierdie hele gedeelte vandaan. Eintlik hoef ons net hoofstuk 3 te lees, om te verstaan eintlik waar kom hierdie hele idee vandaan. En wat net eintlik vir my so mooi is, as 'n mens daaraan dink, om dan net soos Filippense byvoorbeeld, in elke Nuwe Testamentiese brief, was 'n brief. So as hulle nou die brief gekry het die ouderlinge, hulle was nou ouderlinge daai jare genoem, wat gewoonlik in leiding gestaan het van 'n bediening of 'n groep gelowiges, was hulle ouderlinge genoem, so hy het nou hierdie brief ontvang, en dan het hy die brief volledig deurgelees, en dit was hulle kerkdiens. Nou, as ek nou moet sê, okay, ons gaan nou vandag Filippense lees, en ons begin by Filippense 1 vers 1, en ons lees hom deur, dan gaan baie mense sê, hoe boring is dit nou nie. Maar dit is hoe hulle kerk gehou, en natuurlik wat gebeur het, dat hulle natuurlik alles bespreek, en bietjie dit uitgepleis, om dit duidelik te maak, daar wat dingetjies nie duidelik was nie, en so het hulle die brief bespreek in 'n groep as gelowiges. So, dit is nie die kerk wat ons vandag ken, die een nou preek en die ander sit stil en doen absoluut niks nie. En dit is ongelukkig, in die tyd waar ons nou in is, dit is 'n baie lui manier wat ons aangekweek het in ons Christelike wêreld. En ons het nou die dag so 'n bietjie eintlik gepraat oor geestelike luiheid, wat mense altyd vra, bid vir my, bid vir my, bid vir my.
En mens kom op 'n punt wat jy nie vir jouself wil bid nie. Ek praat nie daarvan, jy doen ook moeite in jou binnekamer en jy voel net, weet jy wat, ek het ook net so 'n bietjie die ondersteuning van die broeders nodig om saam met my te bid. So kom, jy sal sien, as jy vir my boodskap stuur, gaan ek vir jou sê, ek bid saam met jou. Ek gaan nie net vir jou bid nie. Ek bid saam met jou, want jy moet al klaar voor God wees met jou saak. En dan raak 'n mens naderhand so lui. En dit is eintlik wat gebeur in die wêreld hier buite. Alles moet vir jou gedoen word. En dit moet vinnig gedoen word en dit moet haastig gedoen word. So hierso sit ons met 'n groot saak. Die evangelie is jou verantwoordelikheid. Jesus het gesterf dat jy kan loskom van die duiwel. Geen profeet, geen wet in die Ou Testament kon die mens losmaak van die greep van die duiwel nie. Tog het God deur die wettiese instelling vir hulle gewys om heilig en sonder gebrek te wees. Nou heilig beteken doeteenvoudig, jy sonder jou af van alles wat wêrelds en ongeregtigheid is en sonde. Dis wat heiligheid in beginsel beteken. So wanneer jy kyk, God het sy volk eenkant geroep. Hy het vir hulle unieke wette gegee, unieke dinge om sekere dinge aan hulle te kommunikeer om 'n rein, heilige, afgesonderde lewe te lei. Nou ongelukkig het hulle dit misbruik, hulle het gelewe soos hulle wil, hulle het in sonde gelewe, die afgode aanbid en so aan, en hulle hoogmoedig gedra teenoor die ander nasies, want ons is nou hierdie spesiale volk van God, ons gaan die koninkryk van God ingaan, en God gee vir ons om, maar ons kan nou net lewe soos ons wil. En ons sien wat was die gevolge van daai lewenstyl, denkpatroon ensovoorts, dat God hulle in ballingskap weggestuur op die einde van die dag is Jerusalem vernietig, alle aardse dinge het God vernietig, om vir ons te wys, dat die aardse verbond kan die mense siel nie losmaak nie, want die oomblik toe Jesus gekom het, toe is jou siel los van die bose. Maar jy moet in daai vryheid wandel, waarin Christus jou mee vrygemaak het, en dit is waar ons ook, soos hulle in goeie Afrikaans sê, opslip. Ons verstaan nie, dat selfs die wettiese instellinge van reinheid en heiligheid, kon nie die gewete, die hart gereinig het, en die bloed van Christus reinig die hart, maar selfs in die wet was daar voorwaardes, sekere dinge wat hulle moes gedoen het, sodat daai reiniging van die vlees kon plaasgevind het. Nou hulle moes iets geestelik geleer het, wat hulle glad nie geleer het nie. Al wat gebeur nou, Jesus kom reinig ons, deur sy bloed, die bloed van die lam, jy reinig jou hart, jou gewete, jou innerlike. Nou moet jy in daai reinheid bly wandel. Goed, so dit is hoekom die Here Jesus gekom het. Hy het nie vir ons 'n verskoning gegee, hy reinig ons, sodat ons moedwillig moet aangaan met ons eie idees, ons eie karakter en ons eie wese nie, want ons moet verander na die beeld van God en van Christus. Wat is hulle beeld? Hoe hulle dink, hoe hulle redeneer, wie hulle is. Dis die beeld van God in Christus, en is jou siel wat na daai beeld verander. So, jou denke, jou tradisie, ons het mos lekker gepraat oor kultuur, tradisie, herkom, stambome en al hierdie dinge. Die oomblik as jy die Here Jesus aanneem, die bloed van Jesus Christus, breek elke aardse band, of dit nou 'n gesinsverband is, familieverband is, dit breek al daai bande, en verbind jou aan Christus, sodat ons een kan wees met Christus in die hemele, nie een met mense se vleeslike denke op aarde nie. Goed, selfs binne 'n huwelik, ons het gehoor ook die laaste tyd, challenges kan so wees, dat jy selfs partykeer 'n uitdaging het in jou huwelik, dat man en vrou ook nie werklik waar daai tyd en eenheid met mekaar kan spandeer, wat hulle wil spandeer nie. Daar's baie keer 'n gelowige man, ongelowige vrou, en andersom. So, dit en die bloed van Christus verbind ons aan die hemelse roeping, die hoë roeping. Goed, nou kom ons gaan so 'n bietjie terug, nou kyk ons na wat behels die hoë roeping, of die hemelse roeping. Goed, nou wanneer ons so 'n bietjie terugblaai, ek het nou probeer highlight en hier uitkom en daar uitkom, dan dink ek, sal seker beter wees om vers vir vers te lees, maar ek gaan dit nou natuurlik nie doen nie. Maar wanneer ons al reeds hier in hoofstuk 1 kyk, en dan sien ons Paulus praat hiersom van die hoe hy in boeye was. Dis nou hier so vers 15, 16, daarom praat hy van hoe hy in boeye was. Met ander woorde, hy was in die tronk gewees ter wille van die evangelie. Nou ek wil graag vir ons lees vers 12 en 13.
en vers 14, want dit wat ek in hierdie verse lees, ons het die laaste tyd baie stellings gemaak. Alles wat jy deurgaan, moet uitloop tot op die bevordering van die evangelie van Jesus Christus. Maar net ek geweet, daar is eintlik 'n skrifgedeelte wat dit in soveel woorde sê. Nou, kom ons lees dit. Dit is nou van vers 12 tot 15. Dis in Filippense 1, van vers 12 tot 15. Ja, ons lees maar tot vers 15, dit sal reg wees. Filippense 1, van vers 12 tot 15. Kom ons lees daarso. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Wow. Dit wat hy wedervaar het, alles wat hy in die evangelie wedervaar het, en hierso het hy ons gaan nou verder lees, het hy op iets spesifiek gefokus. So heel eerste moet ons oplet, dit wat hy wedervaar het uitgeloop op die bevordering van die evangelie. Nie van sy eie sak nie van sy eie bankrekening nie van sy eie gerief nie. Goed, kom ons gaan voort. Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. Nou, wie is die keiser? Die keiser is die president van die land. Ek het daai jare in Rome die president van die Romeinse ryk het hulle keiser genoem. Goed. Nou, as ons nou dink, en dit is nou die illusie wat in die Christelike kerk gepredik word. Ek het al ook sulke profetiese woorde gehoor, ek en my vrou, dat jy gaan nog hier vir hierdie hoë mense die evangelie verkondig. Nou, Paulus het ook hierdie profetiese woord gehad. Nou, dit kan jy terugslaan en verwys na Handelinge. Ek gaan nie lees hoe dit alles daar gebeur het nie. Maar, God het vir hom gesê, jy moet nie bevrees wees wanneer hy na Jerusalem toe gaan en daar gevange gaan geneem word nie, want dit gaan uitloop dat hy kan getuig vir die keiser, vir die president van die land. En nie net vir die president nie, die hele, almal wat van die eerste soldaat wat hom gevange geneem het, regdeur, en dis wat hy sê en almal, regdeur tot by die president, tot by die keiser. Goed, so regdeur kon hy die evangelie verkondig het, en ook almal wat natuurlik in die proses betrokke geraak het by sy hele gevangenskap, en ons weet hy was 'n paar jaar in gevangenskap, terwille van die evangelie. So dit wat hy wedervaar het uitgeloop op die bevordering van die evangelie, en dit is wat ons in gedagte moet hê. Ons dink baie keer, ons gaan deur goeders net om weer uit die omstandighede uit te kom, en dan kry jy volgende moeilikheid, het hou net aan en aan. Maar die groot ding, sodra dit oor jouself gaan jy so voel. Maar wanneer jy besluite maak, volgens die wil van God, volgens die ingeskrewe woord van die Here, loop dit uit op bevordering van die evangelie, en dit gaan nooit ophou nie. Paulus het as ou man gesterf, en sy vervolging, sy verdrukking, sy benoudhede het nooit opgehou nie. Met tye was daar verligting in sekere opsigte, maar hy sê, as die een ding my nie druk nie, dan druk die ander ding my. So daar was altyd 24 ure dag drukking terwille van die evangelie. So, nommer 1, dat hy in gevangenis weggevoer was, kon hy getuig het. Hulle het nie vir my die rooi tapuit uitgegooi en 'n koninklike kleed aangetrek en die keiser en die keiserlike wag en al die ouens het gedink, wow, Paulus is hierdie verskriklike slim man en hy moet ons nou net kom vertel van die Here nie. Nee, hy het in boeye en kettinge, as jy in Handelinge gaan lees, hy het voor konings gestaan terwyl hy geboei was in kettinge. Moes hy die evangelie verkondig, en die manier hoe hy gepraat het, was eintlik baie eenvoudig. Dit was nie hierdie hoog aangeskrewe woorde en dinamiese emosionele ervarings wat mense deesdae koppel in die krag van God nie. Van so aard dat die een koning gesê het, jy beweeg my byna om 'n Christen te wees. En hy het gesê, koning, nie byna nie, maar ek bid dat u geheel en al sal oorgee. Nie net u nie, maar almal wat hier so staan. So, en ons weet waar 'n koning is leiwagter, daar's onderdane, daar's diensknegte. So almal het die evangelie gehoor. Terwyl hy in boeye was, moes hy met oortuiging en blydskap, hy kon nie daar staan net, koning, ek is hier onregverdig en gemoun en gegrou nie. Nee, sy hart was op die plek gewees, want God het gesê, jy moet getuig tot by die keiser op die einde van die dag. Die keiserlike leiwag tot by die keiser gaan jou getuienis moet deurgaan.
En dit het hy gedoen, terwyl hy in smarte was. En ons weet, daai jare se tronke was nie 5 ster gewees nie. Goed. Nou, kom ons lees die volgende vers. Nou bereik hy die sondaar, die ongelowiges. Maar hoor die volgende vers, dit is vir my amazing. Sodat my boeie openbaar geword het, en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Hoor mooi, terwyl hy in gevangenskap was, het mense hulle harte vir die Here gegee, want hulle het gesien, hier's 'n man met ruggraat, hier's 'n man wat vas staan, hier's 'n man wat onbeweeglik is, en hulle het gedink, dis die moeite werd, om die evangelie wat hierdie man verkondig, na te volg, en hulle het geweet, as hulle die Here aanneem, en dis wat hy skryf, hulle het geweet, hulle gaan dieselfde paadjie moontlik stap, as Paulus, en baie het hy paadjie gestap, ander kon dalk vrygekom het, sodat hulle op hulle beurt weer die evangelie verder in die wêreld kon uitgedraai het. So wanneer ons kyk, en ons is nou hier met 'n oploop besig om te verstaan wat ons is hoë roeping. Paulus was besig met die hoë roeping. In gevangenskap, in sla, in skande. Ons lees dit in 1 Korintiërs 11, kan jy daar gaan lees, 1 Korintiërs 4. Ons is die afskraapsel van mense en engele tot nou toe. Ons word as uitvaagsels beskou, ons word valslik beskuldig ter wille van die evangelie. Ons moet dit altyd verstaan. Dit gaan nie ter wille van my eie gerief en begeerlikhede en wellustige wêreldse drange nie. Het hy deur hierdie goeters gegaan, en te midde van enige iets, het hy vasgehou, en daar het mense gesien, maar as hierdie man in sy toestand, en nou moet jy weet, hy is al 5 keer met 39 houe geslaan. Hy was 3 keer skibreek gebly, hy was met stokke geslaan, hy was gestenig gewees, hy het in die veld geslaap, hy het baie keer nie eens behoorlike klere gehad, hy het soos 'n houbou gelyk, hy het in die koue in die veld geslaap. Toe skryf hy in hierdie dinge, nie in jou lazy boy voor jou TV nie, in hierdie dinge ter wille van die evangelie, is jy meer as oorwinnaar om wat? Om jou gemoedstoestand, jou depressie, dit wat jou liggaam graag oor wil moan en groan 24 ure 'n dag, daai ontevredenheid het hy oorwin, deur nog steeds die vrug uit te leef, nog steeds die evangelie uit te dra, nog steeds vas te staan en standvastig en onbeweeglik te wees om die vrug van die evangelie uit te dra. Dit is waaroor dit gegaan het. Dit gegaan oor 'n ontevredenheid van sy tydelike aardse lewe nie. En ongelukkig word al hierdie skrifte gebruik om ons as kinders van die Here onvergenoeg te maak oor ons tydelike saak, sodat ons aandag weggevat kan word van ons hoë roeping. Nou terwyl Paulus in hierdie smarte was en honger en al hierdie dinge, was hy besig met sy hoë roeping. Hy was besig met sy hemelse roeping. En ons het dit agterste voor, wanneer dit hieroor gepredik word, gaan dit oor flashy lights en emosionele goosebumps en ek weet nie wat so goed is alles nie. Ons hoor gister weer, mense by Afrikaanse musiekkonsert kry hulle goosebumps. So as jy goosebumps in die kerk kry, dit niks met die gees van die Here te doen nie. Jy kan goosebumps op enige plek kry. Jy kan voor jou rugby sit, en as daai wen 3 gedruk moet word op die laaste snikke van die oomblik, jy skree jou keel eers en jy gaan goosebumps kry. Dis nie die gees van die Here nie. Dis wêreldse drange, en die gees van God in jou moet maak dat jy hierdie wêreldse dinge kan oorwin te midde van jou omstandighede in Christus. Goed, kom ons gaan aan. Nou gaan ek so 'n bietjie oorspring na vers 21 toe, nog van steeds van Filippense 1. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. So hy het nie begeer om 'n lang lewe op aarde te hê nie, dis Filippense 1 vers 21. Hy het nie begeer om 'n lang lewe op aarde te hê nie. Hy wou doodgaan en hemel toe gaan.
Maar hy het geweet, ek moet hier bly ter wille van julle wat nog nie die evangelie gehoor het nie, en om julle te bly herinner en aan te moedig om vas te hou aan julle geloof, te midde van dit wat julle moet deurgaan vir die evangelie. Goed, so dit was sy ingesteldheid gewees. Nou, dit is my ook net so mooi, ek wil net gou so vers 27 tot 29 lees, dit was net vir my so mooi. Dit is nou alles sentreer rondom die punt waar jy by uitkom. Wat is ons hoë roeping? Wat is die geheim? Wat behels ons hoë roeping? Goed, so terwyl jy besig is met die evangelie en terwille van die evangelie, is jy besig met 'n hemelse roeping. Dis amazing, Jesus het gesê, ons het voor die diens daar gepraat, ons is so skape onder die wolwe. 'n Wolf gaan nie 'n skaap uitlos, hy gaan hom uitmekaar uitskeer, waarever hy wolf kry. Daarom moet ons versigtig wees. Ons moet opreg wees. Jou naam gaan weggegooi word soos iets wat sleg is. Jy gaan valslik beskuldig word. Dit gaan gebeur ter wille van die evangelie, maar baie keer kom hierdie ding ons pad verby, weens ons eie sinnige idees ensovoorts. Maar ons moet verstaan, die konteks gaan oor die evangelie. Kom ons lees vanaf vers 27 tot 29. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dat wel of ek afwesig is en van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. So hier sê hy, maak nie saak wat jy omstandighede nie. Julle moet saam stry, julle moet een van gees wees, een van siel in die geloof, julle moet vas staan te midde van julle omstandighede. Hy kon in autoriteit hieroor geskryf het, want hy het vasgestaan te midde wat hom te beurt geval het op sy geestelike pad en verkondiging van die evangelie. Goed, so hier gaan glad nie oor ons wêreldse dinge nie, né? En dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Hoe maklik word ons afgeskrik deur die teestanders? Ons sak terug, ons raak moedeloos. Ons wil nie meer die Here dien nie. Ons raak biddeloos, as jy biddeloos gaan raak en die naderhand goddeloos raak. Pastoor het eendag gesê, jy kry die loos familie. Raak biddeloos, raak jy goddeloos. Raak moedeloos, biddeloos, goddeloos. As die hele loos familie in jou lewe. Goed, ons moet die loos familie uitkry. Ons moet vas staan. As dit voel, Here, ek kan nie bid nie, dan gaan bid jy juis, want hier in jou kop en jou hart sê dit vir jou, nee, God gaan nie vir jou luister nie, want jy het net te veel sonde gedoen en goed. Gaan na die Here toe, bely jou sonde, kry jou saak uit en staan op en dien die Here. Staan vas. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Dit is net mooi om na te dink. Hy sê mos op die ander plek ook, hy sê, dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Maar die prediking van die evangelie is dwaasheid vir die wêreld. So jy moet vandag verstaan, as iemand nie die evangelie wil aanneem nie, is dit vir hulle 'n bewys van verderf. Hulle voel jy gaan hel toe. Hulle is op pad hel toe, maar hulle voel jy gaan hel toe, want jy is hierdie weirdo, jy is besig met hierdie een of ander sekte business, ensovoorts. So, ek behoort eerder aan die sekte van die Nasareërs, soos wat hulle beskuldig was in die boek van Handelinge, voor ek saam met die hoofstroom leen gaan. Goed, kom ons gaan voort, omdat dit aan julle ter wille van die Christus genadelik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. So wat sê Paulus hierso? Ons het dieselfde stryd. Ek hoor julle dieselfde stryd as ek. Nou bemoedig ek julle deur die stryd wat ek het in die evangelie. Deur my omstandighede bemoedig ek julle ook nou, want ek verstaan julle gaan ook deur hierdie omstandighede ter wille van die evangelie. Julle kry ook vervolging. Want hy sê dis genadiglik, nou praat ons baie keer van genade, dis genadelik gegee om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Wie wil vir Christus ly? Hoe ly ons vir Christus? Dis genade, want jy met jou natuur, jou denke, jou tradisie, waarin jy groot geword het, moet jy aflê en afsterf. Ek moet my boere tradisie afsterf. Ek kan nie sê ek is 'n Franks dis maar ons is nie.
Dis ek is behoort nou in Christus, Franks is nou klaar, ons is klaar met Franks. En dis wat ons moet verstaan, ons hou nog vas aan tradisies en dinge waarin ons groot geword het. So wanneer jy weier om deel te word daarvan, gaan jy ly. Ek meen ons vat in die boeregemeenskap waar Henry en Michelle is. Partykeer kan mense nie glo as ek vir hulle sê die boere is my grootste vyand nie. Weet jy hoekom? Ek is nie meer deel van die boere tradisie nie. Ek was in elk geval nooit nie, maar ek is anyway nie deel daarvan nie. En hulle kry pak slaai hierso. Dis 'n boeregemeenskap, dit is 'n klein gemeenskap. Jy gaan nie net om nie meer na sy kerk toe te gaan nie, het jy klaar moeilikheid. Nou preek jy iets en jy verkondig iets wat teenstrydig is met sy hele leerstelling. Wat doen jy? Jy breek uit 'n tradisie uit. Jy gaan vervolging kry 100%, wees verseker. Maar wat gebeur nou ook? Nou breek ons uit die een ding uit, maar dan hou ons nog in die ander ding vas. Dan redeneer ons en ons probeer ons vervolginge waar ons uitbreek, probeer ons nog op 'n tradisionele manier beredeneer. Ons redeneer nog soos die wêreld, alhoewel ons al die eerste stap geneem het om uit te breek. En ek wil jy aanmoedig as kind van die Here, go all the way. Moenie terughou nie. Laat hulle jou sleg sê, dat hulle maar dink jy is mal, enigiets, maak nie saak nie, maar bly jy by die waarheid van God se woord. En baie keer sleep ons nog ons ou kerktradisies saam, want dit klink godsdienstig. Okay, Flippie, ons sien jy weer later, dankie dat jy ingesit het. Sy Flip was ook hierso gewees, hy en sy vrou Ina, maar hy moet nou gaan werk. Hy moet nou daar na die skape en die dinge toe gaan. Maar baie dankie vir die tyd wat hy tot op hierdie oomblik kon ingesit het. Hy het die tyd kom uitkoop tot waar hy kon. So prys die Here daarvoor. So dit is die groot ding. Ons moet en hoekom bly ons nog verbind in hierdie goed? Ons behoort dalk nog aan Bybelversgroepe, ander groepe wat ons gejoin het nog voor ons by die bediening uitgekom het. Of dalk nuus wat ons by aangelas het. Glo my, daai kommentare wat jy daar lees, daai gebede wat jy daar lees, kom uit 'n ander gees as wat jy het. Glo my, al sê hy Jesus Christus, Satan, ek wil gou vir iets sê. Dis eintlik mal om aan te dink, né? Toe Jesus op aarde was en mense was demonies beset, hoe het hulle Jesus aangespreek? Seun van God. Die duiwel weet wie is Jesus Christus. Hy erken Jesus is die seun van God, maar natuurlik doen hy dit met 'n grynslag. Hy erken en hy weet wie is Jesus Christus. Die duiwels weet wie is God. Dis hoekom die Here Jesus sê, nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God ingaan nie, want tot die duiwel kan sê Here, Here. En hy sê dit, hy het gesê, Jesus seun van God. Die legio, 6000 duiwel sê, U is die seun van God. Dink vir 'n oomblik daaraan. So ons lewe partykeer in so 'n dwaal en 'n dwaas en 'n dwaal leer en fantasie wêreld, dat die duiwel kan nie sis nie en die duiwel kan nie so nie. Die duiwel is 'n verleier, hy is Satan, hy bedrieg, hy kan hom verander in 'n engel van die lig en 'n engel van God. So dis kom die Here Jesus sê, jy wees wake up, wees nugter, wees waaksaam, bid, en die enigste manier om dit te kan wees, is om werklik waar te bid. Okay, kom ons gaan aan met ons hoë roeping. Ek dink ons het die prentjie nou baie mooi. En hierdie wil ek aan julle uitleg, ek wil so 'n bietjie daar praat. Dis nou in Filippense 2, en van vers 6, ek gaan dalk so net so 'n paar verse lees, ek wil net kyk tot vers 9. Filippense 2 van vers 6 tot 9. Dis wat ek vir sê, dis moeilik om verse uit te haal, maar ons try ons bes hierso vanoggend. Hy sê, eintlik vers 5, dit is my mooi, jammer dat ek nou so eers daai ene geskiep het, ons lees eintlik van vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So hier praat hy van 'n gesindheid wat in Christus was, moet in ons wees. So ons moet 'n ander denkpatroon kry, ons moet verander na die beeld van Christus toe. So hier praat hy van 'n sekere gesindheid. Goed. Nou, voor dit praat hy nou van hoe ons nederig wees, die een met die ander een voorgaan in eerbetoning ensovoorts. En hy sê hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was
en het geen roof geag het om aan God gelyk te word nie. Daai roof geag is 'n uitdrukking om te sê, hy het nie aan dit vasgehou nie. Hy het nie vas daaraan gehou om aan God gelyk te wees nie. Hoekom sal hy dit sê? Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. So toe hy die keuse moes maak, het hy nie vasgehou te sê, God, ek is nou gelyk aan U, ek wil hier bly nie. Nee. Hy het die gestalte van die mens aangeneem, die diensknegt. Nou daai selfde gesindheid, nou voor dit, die verse voor dit, beskryf die gesindheid van 'n diensknegt. Ons moet die nederig wees, ons moet mekaar dien, die een moet die ander hoër ag as homself, ensovoorts. En Jesus het ook die mens hoër geag as homself. Hy het gesê, ek is die een wat kom dien. Hy het sy lewe kom gee. En die feit as jy jou lewe gee vir iemand anders, dan ag jy daai persoon hoër as jouself. Okay? En in gedaante gevind as 'n mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Nie tot 'n dag voor die tyd of 'n uur voor die tyd nie, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Nou, ons het baie gepraat die laaste tyd en ons het die een boodskap gehad, die saad wat moet sterf. Jesus gesê, as die saad nie sterf nie, kan hy nie lewe nie. So as die saad nie sterf nie, bly hy alleen, hy bly daar in sy hoekie, hy bly in sy eiland lewe, hy dra geen vrug nie. Die voëls van die hemel kom en pik hy saad in anyway weg, en dit is die woord van God wat in ons hart gesaai moet word. Nou, Jesus kon nie verhoog word, voordat hy hom nie uitermate verneder het nie. Ons soek verhooging. We want the high calling. Ons wil die hoë roeping hê volgens 'n verdraaide idee in ons hart. Maar as ons nie verneder nie, as ons nie diensknegt word nie, is daar nie verhooging nie. En wat is daai verhooging? Waarmee is Jesus verhoog? Sodat mense deur hom gered kan word. Hy het sy lewe gegee. Dat mense deur sy kruisdood en opstanding gered kon word en verlos kan word. So ons moet ook sterf. Dat ander mense deur ons getuienis, deur ons geestelike lewe gered kan word. Dis jou verhooging. Jou verhooging is dat mense gered kan word. Ons moet gehoorsaam wees tot die dood toe, tot die dood van hierdie ou natuur, tot hierdie dood van hierdie ou denke, tot hierdie dood van hierdie ou mens. Die woord praat van die ou mens. Hierdie ou mens moet sterf. En ons probeer baie keer die ou mens, soos die woord sê, jy moet die vlees deur die gees doodmaak. Ons probeer die vlees met die vlees doodmaak. As ons nie 'n verhouding met die Here het nie, gaan dit net wees, ek moet doodgaan, ek moet sterf, ek moet verander, ek moet sterf, verander, dis al wat in jou kop gaan draai. Maar as jy verstaan, dat alles wat jy wedervaar, moet uitloop op die bevordering van die evangelie, verander die prentjie geheel en al. Dan gaan dit nie net hoe ek moet doodgaan om dood te gaan nie, want hoe dood wil 'n mens dood wees? Maar wat van die lewe? In Christus sterf ons, sodat sy lewe geopenbaar kan word. Dit gaan nie net oor dood nie, dit gaan oor die lewe van Christus wat in ons geopenbaar moet word. Daar moet 'n vrug na vore kom. En Paulus in sy omstandighede, in sy boeye, moedig hy die gemeente aan, julle gaan deur hierdie dinge, terwille van die kruis, laat die vrug, die opstandingslewe van Christus geopenbaar word, soos wat Christus verneder het en hy het homself gewilliglik verneder. Toe is hy eers verhoog. Ons soek verhooging sonder vernedering. Goed. En die Here gaan ons ook nie verhoog deur ons in die wêreld goed te laat lyk nie. Want hoe meer, sê jy? Ja, want ons idee van verhooging is in anyway verdraaid. So dit is wat ek vanoggend sê, en dit is wat Romeine, wat ons gelees het vroeër, Romeine 12 vers 16. Moenie nou hoë dinge streef in hierdie wêreld nie. Stop dit. Voeg jou by die nederige. Moenie eie wys wees nie, want wanneer ons na hoë dinge streef, is jy eie wys. Wat gebeur dan? Dan draai ons die skrifte
om by ons hoë gedagtes, ons eie sinnige, eie wyse gedagtes uit te kom. En God gaan nie sy woord verdraai na my idee en na my denke nie. Nou gaan hy verder aan en nou praat hy praat hier in vers 17 nog steeds in Filippense 2 van hoe hy as 'n drankoffer uitgegiet is ter wille van die bediening. Drankoffer, hy uitgieting is, jy gee jou lewe, jy gee jou alles. Jy hou niks terug nie. Paulus was besig met die hoë roeping, met die hemelse roeping. Geen flamboyanse nie, oral verwerp, die koning luister hom uit. Jy beweeg my byna om 'n Christen te wees. Stuur hom terug, tronk toe. Daar bly hy vir 2 jaar. Volgende koning kom. Ons moet iets begin doen aan Paulus. Uiteindelik land hy in Rome. Daar was hy nog in 'n gevangenskap vir hoe lank? Toe was hy op 'n stadium vrygelaat. Toe hy weer verby Rome kom, toe neem hulle hom gevange en toe was dit sy laaste gewees. Dit was sy hoë roeping. En ons sien dit anderste. Nou ook wat nou interessant is, as ons oorspring hier na vers 29 en 30 toe, dan praat hy van hierdie persoon Epaphroditus, wat siek was tot by die dood toe. Hy was siek tot by die dood. Nou sê vers 30 vir ons, wat se siekte dit was, weet ons nie. Maar kom ons lees, hoekom was hy siek? Want ter wille van die werk van Christus het hy tot by die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. So hy het hom op 'n manier in die evangelie gedruk, dat hy siek geraak het tot die dood toe. So iets het hy gedoen. Hy het sy vlees seker geen rus gegee nie. Maar wat my getref het in hierdie gedeelte, en dit is wat ons die laaste tyd baie oor gepraat het. In hierdie wêreld sien ons dit. Kom ons sê daar is 'n maatskappy van 100 mense. Dis gewoonlik 3, 4, 5 wat werklik skouer in die wiel sit, nou afgesien van die baas. En die hele werkslas kom op hulle af. En hulle is gedaan as hulle nou moet huis toe gaan, want hulle moet die werkslas van 100 mense dra. En ons sien wat gebeur. Besighede val, dinge raak te mekaar, daar's nie dinge gebeur nie soos dit moet gebeur in die vlees nie. En ons raak ongelukkig en ons kan vir ure praat oor die onbevoegdheid van mense en die een wat bevoeg is, hy moet daai hele las dra. Maar ongelukkig weerspieël dit in die evangelie. Hierso sien ons, Epaphroditus het gewerk dat hy siek was in die evangelie, omdat hierdie gemeente dit nagelaat het om te doen wat hulle moes doen. Hy het die las van 'n hele gemeente gevat. En hy het gesê, ek worry nie, ek gaan alles doen in my vermoë, al moet ek dood neerslaan. En dis wat Paulus sê, God was hom genadig, die skrifte voor dit. God was vir Paulus en hom genadig, dat hy nie moet sterf nie, sodat hulle kan voortgaan om die evangelie te verkondig. Dis die hoë roeping in Christus. Daar is so 'n handjievol kinders van die Here, wat werklik waar hulle plig besef en opstaan. En ons het gisteraan weer oor gepraat en toe Michelle ons die vraag vra, te besef ons het deurlopend in ons roadtrip dieselfde saak gehad. Stanley, julle sê ons moet nou konstruktief wees en produktief wees en alles, hoe kan ons dit doen? Ons kan tog nie voltyds ook uitgaan nie. Maar onthou net, ons het tyd op hande, ons het middele. Wat is ons primêre werk? Gebed. As ons dit nie gaan vasvat nie, as ons nie daarin gaan groei nie, as ons nie erns gemaak met ons geestelike lewe in gebed nie, gaan daar niks anders vir ons gebeur nie. En dit begin by gebed, niks anders nie. So die bietjie wat ons kan doen, dit doen ons eers nie, maar nou wil ons die ander ding doen. Kom ons begin by gebed. Kan jy werklik waar net 5 minute bid? Wees eerlik met jouself. Kan jy werklik waar net 10 minute bid? Het jy werklik waar net so 'n bietjie tyd om te bid? Glo my, as jy jou plig vat, en dit die Here het so mooi met ons gepraat, en ek dink, Here, dit is nogal crazy. As jy jou plig vat, in plaas om 'n uur en 'n uur en 'n half of 'n fliek te gaan kyk, of op Facebook te kyk, of wat ook al,
Sê, Here, ek gaan hierdie ding afsterf. Ek gaan doodgaan oor hierdie ding, want hierdie ding voed my vlees. Dit bring my in 'n situasie dat ek my geestelike lewe compromise. Sit hy tyd een kant, want jy gaan mos nou 1 uur en 'n half sit en niks doen nie. Praat nie van, jy moet nou wasgoed was en stryk en tuin maak en daai goed wat gedoen moet word nie. Vat hy tyd en sê, Here, ek gaan begin bid. Basies, almal wat ons ken in die bediening kan tale bid, begin tale te bid. As jy nie weet wat om te bid nie, begin tale bid. Glo my, kort voor lank gaan jy baie bid. As jy moeg is om te bid, vat die Bybel en lees die Bybel. Sê, Here, ek gaan hierdie gewoonte van my breek. Elke keer as ek voel ek gaan 1 uur daar sit, ek gaan hom afsterf, dan gaan ek eerder tyd met U spandeer. En so gaan jy geestelik groei. Dan neem jy jou verantwoordelikheid. Dan sterf jy in jou natuur, in jou sonde, in jou ongeregtigheid, in jou wêreldse begeerte, en dit, die geloof in dit, oorwin jou wêreldse begeerte, glo my. As jy na jou werk toe gaan, jy gaan 'n ander perspektief hê, jy gaan 'n ander idee hê, baie dinge, die omstandighede gaan nog presies so wees. Maar jy gaan 'n totaal anderste wedervaar, ervaar en hanteer. Want ons soek baie keer wysheid, maar ons is nog wêrelds gesentreerd. Jy kan nie jou volmaak van jou huis af tot by jou werk met die sonde, ongeregtigheid en wêreldse dinge verwag, die dag moet in die Here in oorwinning aard nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ons moet tyd aan God spandeer. Goed, kom ons gaan aan, kom ons spring oor na hoofstuk 3 toe. Kom ons lees hier van vers 7 af. Ek gaan nou so deurlopend lees tot ons weer by vers 14 kom. Goed, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Dit wat vir hom wins was. En hy was 'n godsdienstige man. Hy was in ons, soos wat ons in ons tyd sal sê, hy was 'n professor in die Joodse universiteit gewees. So hy het voordeel gekry, hy het geld gekry, het inkomste gekry, was sy job, was 'n eerbare werk. Terwille van Christus het hy sy geleerdheid prysgegee, hy het sy inkomste prysgegee, hy het sy aansien prysgegee. En daai selfde mense wat hom geleer het oor die Joodse godsdienst, het hom vervolg en gesorg dat hy gedood word op die einde van die dag. Hy het alles prysgegee, hy moes sy familie prysgee, hy moes gevlug het vir die evangelie. Hy moes sy huis prysgegee het, hy moes alles prysgegee het. As ons die konteks kan verstaan, kan ons die woord nie uit konteks uitruk, om sekere verse aan te haal, om ons eie lewe mee te regverdig. En kom ons spring oor na vers 8 toe. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Dink so 'n bietjie, as drek, afval, menslike afval, beskou. Ons hou vas aan ons tradisies, ons geleerdheid. Ja, 'n mens moet lewe en eet. Begin God te soek, begin te doen wat die woord sê, begin sy koninkryk te soek, en nou op te worry oor wat jy gaan lewe en gaan eet. En God, die Here Jesus sê, God weet jy dit nodig. Soek my koninkryk. Kom uit jou verkrompte lewe uit. Al wat ons baie keer kan bid, ons het nou die laaste tyd en gisterand weer daaroor gepraat. Wat bid ons? Here, baie dankie vir kos, dankie vir klere, dankie vir 'n huis, dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir warm bed, dankie vir al die vleeslike dinge. Daai gebed bevorder nie die koninkryk van God nie. Dis werke met hout, hooi en stoppels. As ons werklik waar sê, ons verstaan die waarheid, ons leef die waarheid, en ons bevraagteken partykeer, hoeveel mense volg Stanley, hoeveel mense is aktief? Ek sê, ek weet nie. Ek ken niemand, so ek weet nie wie is aktief nie. Ek ken jou naam en ek kuier, maar in 'n geestelike pad stap ons glad nie, so ek weet nie hoe aktief is jy nie. Ek weet nie wat verstaan jy nie. En as ons werklik waar begin moeite doen en effort insit, en ons idees en goed as drek begin beskou, dan kan ons Christus as wins verkry. Maar ons wil nie die pad stap nie, ons wil nie die leidingspad stap nie. Ons wil nie die ou mens aflei nie, en glo my, dit wat jy dink, jy gaan verloor, jy wen baie meer as wat jy verloor. Jy het vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy het rus in jou siel, jy het Sabbat in jou innerlike.
in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God deur die geloof is. So, as ons dink om nog wettiese dinge te doen, en die woord sê as jy een wettiese ding doen, en wat is die een wettiese ding wat elke liewe Christen basies doen? Tiendes. Dan gaan dit nog oor na Sabbat toe, dan gaan dit oor na hierdie blaas van die ramshorings. Ag, ek wil nie eens ingaan op al die goedes nie. En as jy een doen, is jy onder die vloek van die hele Ou Testamentiese wet. God se gees is nie met dit nie. Ons het 'n finansiële verpligting in die liggaam van Christus. En ons moet dit Bybels uitvoer. As jy jou finansiële verpligting nie Bybels uitvoer nie, gaan jy hel toe. Jesus het dit gesê. Ons regverdig onsself deur sentiment te heg aan sekere dinge. Ja, maar daai persoon gaan sê ek is liefdeloos. Laat daai persoon vir jou sê hy is liefdeloos, want daai persoon is liefdeloos teenoor jou. Jy is besig om hel toe te gaan, want jy gebruik nie jou finansies volgens die inskrywing van God se woord nie. Dis jou eie idees, dis jou eie kultuur, dis jou eie sentiment wat jou lei weg van die waarheid van God se woord. En dis wat Jesus sê, Here, maar U het ons op ons strate geleer. Hoe leer die Here Jesus op ons strate? Wat is ons strate, ons innerlike? As ek die woord van waarheid verkondig, die waarheid is Christus, dan praat die Here Jesus Christus deur my die waarheid. Ek kan in jou sitkamer sit, ek kan by jou huis wees, dan was jy in die teenwoordigheid van Jesus. Jy het die lering van die waarheid aangehoor. Maar as jy dit nie aangeneem het nie, dan gaan jy daai dag sê, Here, maar, ek het gehoor, ek het verstaan, en dan gaan die Here sê, maar jy het nie gedoen nie. Ek ken jou nie, ek het nie gemeenskap met jou nie. Ek weet nie wie jy is nie. Ja, jy het gehoor, jy was daar gewees. Maar ek weet nie wie is jy nie. En dis hoekom ons baie keer met hierdie onrus in ons lewe bly. Want ons baie keer net een ding in ons lewe wat so groot oopdeur is, wat jou ewige lewe gaan kos. Die een nou is dit en die ander nou is dit. Dis kom die Bybel so vol voorbeelde is van sekere dinge. En as ons in daai area waar ons onskuldig is nie drasties optree nie, as jy vandag sterf, al luister jy die diens elke Sondag, al bid en Bybel lees jy, gaan jy hel toe. Dis die waarheid van God se woord. Wanneer 'n mens nog in onkunde is, dit het niks met onkunde te doen. Dieselfde woord sê, daar is 'n tyd van onkunde, maar dan hoor jy die waarheid, want jy wil nou weet, hoekom is jou lewe in shambles? Dan kom ons byvoorbeeld in ons bediening, as ek nou ons as voorbeeld mag vat, dan sit ons daar, ons verkondig die evangelie van waarheid. Wat dink die mens? Stanley en Karen het met hulle gepraat, 'n mens het met hulle gepraat. As ek met jou gepraat het in my eie gedagtes, mag jy dit sê enige tyd. Maar as ek vir die skrif aanhaal, dit sê God se woord, dit wat jy een van die geringstes van hom doen jy aan hom. En jy lees dit, en jy verontagsaam dit, sal jy verlore gaan. Al is jy hoe mooi oulik en 'n goeie lewe gelei. Dis die hartseer. So ek wil jy aanmoedig as kind van die Here. Kom ons kry hierdie hoë roeping in die hande. Kom ons begin af te sterf. Ons moet weet, waar gaan dit? Goed. Kom ons gaan voort, ons gaan nie daarby stil staan nie, sodat, hoor mooi, nou het Paulus hier geskryf, hy ag alles is drek, hy beskou alles as drek, hy ag niks in hierdie wêreld, nie geleerdheid, nie aansien, nie familie, niks hoor as Christus nie, hy beskou alles as drek, hoor wat sê hy, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Jy moet 'n prys betaal, om te verstaan wat is die krag en die opstanding van Christus. Jy moet gemeenskap hê aan sy lyde, jy moet sterf, anders te verstaan jy nie die krag van God nie. Dan gaan die krag van God altyd vir jou emosionele ervaring wees en wêreldse redenasies en 'n eie sinnige godsdiens. Dit gaan altyd gaan oor die uiterlike. Dit gaan altyd gaan oor die tydelike. En
En oor jouself, ja. Ons lees hierso, Paulus het ons nou vroeër geskryf wat ons in hoofstuk 2 gelees het, hoe Christus homself moes ontledig het, die gestalte van die diensknegt aangeneem het, tot die dood toe gehoorsaam gewees het, en hier skryf hy van sy eie lewe. Dis die enigste manier. Hoekom verstaan ons nie die evangelie nie? Hoekom verstaan ons nie die woord van God nie? Want ons is nie bereid om af te lê nie. Ons is nie bereid om as sekere dinge in ons lewe as drek te beskou nie. En dan praat jy met die persoon face to face. Kom jy volgende jaar dieselfde saak. Volgende jaar dieselfde saak. Dan vir 3-4 jaar, die raad wat jy die eerste keer by God gekry het, wat jy gevoel het Stanley en Karen se raad was, het jy nie gevolg nie en daarom val jou lewe uitmekaar uit. Nie net tydelik nie, dit gaan nie net altyd oor 'n tydelike saak nie, maar innerlik is jy ook uitmekaar uit. As ons nie bereid is om te sterf nie, as ons nie bereid is om te ly nie, as ons nie bereid is om in die dood van Jesus Christus gelykvormig te word, gaan ons nie verstaan wat is die werklike krag van God se evangelie nie. Die dag toe jy jou laat doop het jy verklaar, jy het 'n gebed voor God gebid, wat nou nog voor God staan, al het jy hoe ver teruggeval. Jy het verklaar, ek is bereid om elke dag in Jesus te sterf, sodat sy lewe in my geopenbaar kan word, dat ek kan verstaan wat is die werklike krag van God. Ons verstaan nie die krag van God nie. Die krag van God is vergifnis, en ons verstaan nie vergifnis nie. As ons werklik vergifnis verstaan, dan verstaan ons wat is die krag van God. Vergifnis maak jou los van die ewige hel, smarte en duisternis. Dis die krag van vergifnis. En dis die krag van God. Dis die evangelie wat Johannes die Doper kon verkondig het. Die woord van God sê hy het die pad gelyk gemaak vir Jesus. Met ander woorde, dit wat hy kon verkondig het, hy het 'n bewussyn begin bring, hy het 'n oortuiging begin bring, en het ook in die krag en in die Heilige Gees van God bedien. En hy was die grootste profeet van alle profete. Jesus het dit gesê. Nie staan in die woord sê so. En tog het daar geen wonderwerke plaasgevind nie, daar het geen tekens plaasgevind nie. Hy moes die krag van vergifnis, die kennis van vergifnis kom verkondig het. En wat het gebeur? Mense was oortuig van hulle sonde, hulle het hulle sonde bely, hulle sonde uitgesorteer, dan het hy hulle gedoop. Nie andersom nie, deesdae werk dit andersom, werk nie andersom nie. Daarna moet jy in daai pad bly wandel. So dit is die hoë roeping. Nou sê in vers 12, nie dat dit ek al reeds verkry het of al reeds volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Nou kom ons oor in vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Die hemelse roeping. Ons moet hier die aardse, die wêreldse afsterf. Ons moet dit begrawe, ons moet klaar kry daarmee, sodat ons die hemel kan ingaan. Dis die hemelse roeping. En dis die pad tot by die hemelse roeping. Nou wanneer ons ook lees in Titus, dan praat hy van hoe ons deur genade gered is. Maar daarna moet ons goeie werke voorstaan. Dit is Titus 1 vers 8. Daai voorstaan beteken you must maintain good works. You must devote yourself to good works. Wat is goeie werke? Om die evangelie uit te dra van die Here Jesus Christus. En ons kan dit nie effektief doen as ons nie sterf nie. As ons nie ons lewe met die Here regmaak en op 'n daaglikse basis sterf nie. So ek glo en vertrou dat die boodskap vandag vir u tot groot seën kon gewees het. En kind van die Here, begin te dink oor jou lewe, begin te dink oor jou verskonings. Ons besef een ding, daar's geen verskoning in hierdie wêreld wat jy vandag kan aanhef, wat jou kan regverdig voor God, waarom jy in jou toestand sit waar jy nog in sit. Daar is nie 'n verskoning nie. Die enigste ding is, ons moet net begin erken en sê,
Ons is lui, ons is eie sinnig, ons is eie wys, ons wil nie die woord van die Here toepas nie, ons stel nie daarin belang nie, maar ons soek die voordele in die vlees van die evangelie. Nou, na aanleiding van die skrif, ons moet nie na hoë dinge streef nie, wil ek afsluit met die volgende Psalm, dis net 3 verse. Psalm 131 vanaf vers 1 tot 3. Psalm 131 vers 1 tot 3. Nou ja, dis in Psalms geskryf. En die uitlating is gemaak deur Paulus na aanleiding van die Psalm. Dis net amazing. 'n Bedevaartslied van Dawid. So dis 'n lied. Ons moet hierdie kan sing. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Wat maak ons siel onrustig, wanneer ons na hoë dinge in hierdie vlees strewe? Nou, ons na wêreldse dinge in hierdie vlees strewe. Wanneer ons die gesuiwerde, gereinigde woord, wat deur lyding en smarte geopenbaar is, wil gebruik om ons eie lewe te mee regverdig, om in hierdie lewe, hierdie vlees hoog geag te word. Die woord sê, dit wat ons hoog ag, is 'n gruwel voor God. Jou tradisie is 'n gruwel voor God. Jou vleeslike denke is 'n gruwel voor God. En ons moet dit aflê, en wanneer die Heilige Gees 'n mens daarop wys, deur middel van die woord, moet jy sê, Here, ek verstaan vandag waar lê my krisis. Ek is begeerig. Jy hoef 'n dag nie eers 'n sent in jou bank te hê, en jy kan in 'n shack bly, en jy kan meer geldgierig wees as 'n persoon wat miljoene het. Ons meet geldgierigheid aan mense se besittings. En dis wat die Here Jesus sê, jy kan nie jou siel meet aan dit wat jy besit nie. Maar is ook geen bewys of jy gierig is of nie. Die Here sê, ek weet wat jy nodig het, ek gaan vir jou voorsien. Nodig vir wat? Nodig om die evangelie verder uit te dra. Ek en Karen byvoorbeeld, ons het kos nodig, onder andere. Daarom so ten minste so once in a while, dat ons nie kan doodgaan nie, maar nou weet die Here ook. Jy kan nie gereeld 40 dae vas nie, want jy gaan dood neerslaan. Hy weet ook, hy kan nie gereeld 3 en 2 weke vas nie. So hy moet meer gereeld vir ons kos voorsien, dat ons kan aangaan. Maar kan God nie gedemand, en as hy nou vandag vir my, na die dag was ek lus vir so steak. En hy kom al 'n lang pad aan, en ek dank die Here, ons het hom gekry op daai braaivleisvuur. En nou is ek weer right, nou kan ek nie die Here demand, ek soek nou by elke ou so dik steak nie, want die Here het my voorsien, hy weet ek het dit nodig gehad. En dit is klaar, ek glo my, ek begeer nie nou meer so 'n stuk steak nie, dit is nou klaar, hoor? Dit is klaar, okay? Ek is happy, en ek is, die liggaam het sy voeding gekry wat hy moes kry. Maar ek kan nie God nou gaan demand, ek soek nou elke keer so 'n lekker groot steak nie. Skaapchops, ja, as jy lekker skaapchoppies ook gekry, joh, dit is altyd baie lekker. Maar ek kan nie ook die Here gaan demand vir skaapchoppies nie. Ek moet tevrede wees, sodat ek moet aangaan om die evangelie te verkondig. Ons raak gierig, begeerig, want ons het 'n idee in ons kop, wat glad nie besig is met die woord nie. En enige eie sinnige, eie wyse, eenkant idee, is nie van God nie, want Jesus het gesterf in die openbaar, God het sy seun gestuur, sy woord is vir elkeen beskikbaar. Enige persoon kan hierdie Bybel vat en uitmekaar trek soos hulle wil. Dit interpreteer God nie, dit verander nie wie God is nie. Hy gaan aan met wat hy aangaan. En dis wat hy sê, ons word geïntimideer, ons trek terug, ons raak moedeloos. Hoekom? Want ons ego en ons aansien word te nagekom, en dit moet te nagekom word. Want jy moet verneder, jy moet klaarmaak met hierdie ou natuur, jy moet sterf, sodat jy kan verstaan, wat is die krag van God, en sy opstanding. Prys die naam van die Here. Dankie dat julle ingeskakel was, dit was net amazing om so deur te gesels, en weet jy wat is altyd vir my crazy, 'n mens berei 'n boodskap voor, en terwyl jy daar deur gaan, dan maak dinge net meer oop, en dan praat dit so diep in jou hart, en dink jy, Here, ons het werk. Yes, die Here gee vir ons werk, sodat wat, die talente in die evangelie, die gawes in die evangelie, kan vermeerder om nog meer te bereik in die evangelie.
Nou ja, baie dankie dat julle ingeskakel was. As dit die wil van die Here, soos julle gehoor het, ons slaap nog vanaand hier in Brits, môre is ons fort daar na Middelburg toe, en hou maar die channel dop, as jy nog nie daar is nie, asseblief, join die channel, en ons sit dit alles ook op Facebook, dan kan jy ook volg waar ons is. Mag julle 'n lieflike dag hê, lief almal, bye bye, en ook hierso, bye, come on.